Sê nou vir jou, 'n klein ekstra beentjie in jou nek kan 'n reuse, lewensgevaarlike probleem vir jou hand veroorsaak. Vandag kyk ons na presies dit, 'n toestand waar 'n hoofslagaar letterlik deur 'n been vasgeknyp word. Ja, dink bietjie daaroor na. Wat as 'n ekstra rib, iets waarmee jy gebore is, die bloedvloei na jou hand kan afsny? Dit klink amper soos iets uit 'n storieboek, maar is die kern van 'n baie werklike en nogal ernstige mediese toestand. En dis nie net 'n hipotetiese vraag nie. Veral vir jong, aktiewe mense kan dit 'n skielike en baie verwarrende realiteit word. Die toestand staan bekend as arteriële torakale uitlaatsindroom en ons gaan dit nou stap vir stap vir jou afbreek. Goed, kom ons begin by die begin. 'n Gevaarlike knyp. Stel jou dit voor, jy's jonk, jy's fiks op die kruin van jou lewe. En dan, skielik sommer uit die bloute, begin jou arm pyn as jy oefen, of erger nog, jou hand word ijskoud en spierwit. Dis gewoonlik die eerste teken dat iets ernstig verkeerd is. Wat hier gebeur is iets wat dokters handisgemie noem. Dis nogal 'n skrikwekkende ding. Klein bloedklontjies of embolie skiet stroom af en sny die bloedtoevoer na die hand af. En vir 'n jong, gesonde persoon sonder die gewone risikofaktore vir bloedklonte, is dit 'n ware mediese raaisel. So, die groot vraag is, waar kom hierdie klonte vandaan? Dit het niks te doen met cholesterol of rook nie. Nee, dis 'n suiwer meganiese probleem. 'n Gevaarlike drukking op die subklaviese slagader diep binne in die skouer. Dis die mins algemene, maar beslis die gevaarlikste vorm van hierdie sindroom. Nou, kom ons kyk na die beenagtige skuldige. Ons weet dis 'n meganiese probleem, maar wat presies veroorsaak daardie gevaarlike drukking? Wel, die antwoord, amper elke keer, lê in ons eie skelet. Hier praat ons nie van die stadige opbou van plaak soos by hartsiektes nie. Dis baie meer direk. Dis soos om herhaaldelik op 'n tuinslang te trap. Met tyd word die pyp beskadig, dit begin uitbult en uiteindelik vorm daar stukkies wat afbreek en die vloei verder afblokkeer. Presies dieselfde ding gebeur hier met die slagaar. En wat is die ding wat op die tuinslang trap? Kyk hierna. In 'n oorweldigende 64% van gevalle, dis byna 2/3, is dit iets wat 'n servikale rib genoem word. Dis basies 'n ekstra ribbietjie in die nek waarmee party mense gebore word. Meestal is dit heeltemal skadeloos, maar hier word dit die hoofskuldige. Goed, so hoe kraak dokters hierdie saak? Jy het 'n jong, gesonde pasiënt met hierdie geheimsinnige bloedklonte. Hoe vind hulle uit wat aangaan? Wel, die eerste stap is om te weet watter leidrade om te ignoreer. Nou, jy dink dalk aan daardie ou skooltoetse waar 'n dokter jou arm rond beweeg om te voel of jou pols dalk verdwyn. Die probleem is net, soos die bron hier duidelik sê, daardie metodes is berig onbetroubaar. Hulle kan dokters heeltemal op die verkeerde spoor plaas. En kyk net hoe onbetroubaar. Tot 57% van heeltemal gesonde mense kan 'n vals positiewe resultaat kry. Dis meer as die helfte. So daardie fisiese toetse help nie veel nie. Wat wel werk en die ware sleutel tot die oplossing is moderne beeldvorming. Die deurbraak in die diagnose is die CTA-skannering. Dink daaraan as 'n presiese 3D-padkaart vir die chirurg. Dit wys presies watter been die slagaar druk, presies waar dit druk en baie belangrik, hoe erg die skade aan daardie slagaar reeds is. En dit bring ons natuurlik by die oplossing. As die probleem meganies is, dan moet die oplossing mos ook meganies wees, reg? En in hierdie geval beteken dit chirurgie. Hier is nog 'n kritiese punt. Anders as met baie ander toestande is hier nie sprake van 'n wag-en-kyk benadering nie. Sodra daar simptome en skade aan die slagaar is dinge soos fisioterapie van die tafel af. Chirurgie is nie net 'n opsie nie, dis die standaardbehandeling. Dokters gebruik 'n redelik eenvoudige stelsel om die operasie te beplan, afhangende van hoe ernstig die skade is. As dit vroeg gevang word in stadium 1 en die slagaar is net vernou, dan hoef hulle net die druk te verwyder. Maar teen stadium 3, wanneer klonte reeds begin rondskiet het, is 'n 3-ledige plan nodig. Verwyder die klonte, verlig die druk en herstel die slagaar. So die chirurgse plan van aksie is eintlik merkwaardig logies. Dit kom neer op 3 duidelike doelwitte. Eerstens, verlig die druk deur daardie lastige been te verwyder. Tweedens, maak die bron van die klonte dood deur die beskadigde slagaar te herstel. En derdens, herstel die bloedvloei na die hand en die arm. Eenvoudig en effektief. Goed, dis 'n groot operasie. So die vraag wat almal vra is, hoe goed werk dit? Wat is die resultate vir die pasiënte na die tyd? Wel, die nuus hier is regtig goed. Om die waarheid te sê, dis uitstekend. Meer as 90% van pasiënte ervaar volledige verligting van hulle simptome na die operasie. Dis 'n reuse sukseskoers.
En dis nie net 'n vinnige oplossing nie, dis 'n blywende een. Data uit 'n groot studie wys dat die herstelde slagaar in 92% van gevalle oop en funksioneel bly, selfs op die lang termyn. So ja, die herstelwerk hou. So, om alles vinnig saam te vat. Jy het hierdie seldsame, verwarrende toestand wat veroorsaak word deur 'n been wat 'n slagaar knyp. Dit word akkuraat gediagnoseer met 'n CT-skanning en dan opgelos met 'n baie spesifieke chirurgiese plan wat uitstekende langtermynresultate lewer. En dit laat 'n mens nogal dink, né? Hierdie hele toestand is 'n goeie herinnering aan hoe ongelooflik fyn en ingewikkeld ons liggame aan mekaar gesit is en hoe een piepklein onverwagse variasie en daardie ontwerp so 'n reuse dramatiese impak kan hê.